coming into the ministry. By at this time, we know that we need to win souls and bring them into the kingdom of God. And we minister these things again. You know, we give them milk. It's exciting. Bid dat ons weer aan die brand sal wees vir Jesus. Ek bid dat daar weer 'n vlam sal wees. Ek weet, Barberton het nie 'n brandweer nie, maar hulle moet hier so stop met 'n brandweer, waar hulle met die boere bel en sê, bring die waterkarretjies, want die dak is aan die brand. Die Heilige Gees vlamme hardloop op hierdie dak, soos in Handelinge 2. Ek wil jou 'n staaltjie vertel. 'n Klompie jare terug het hulle gemeente begin, die volle evangelie kerk tussen 'n klomp boergemeenskappe, so op 'n boergemeenskap, plotgemeenskap, en hier staan hierdie klein kerkie, en hulle vra, wie sal hier so kom preek, en wie sal hier so kom diens hou, en hierdie pastoor sê, ek sal gaan. En hy bid, en hy vas, en hy vertrou die Here vir werk. En hy gaan bedien in hierdie kerk. En daai Sondag, ek en Marlie was hulle 'n paar keer by hierdie kampgronde gewees. Ons het 'n paar keer in hierdie kerkie, is nie 'n groot kerkie nie, maar al die boere en al die mense kom daar so by mekaar, en weet jy wat, hulle het nie geweet van die Heilige Gees nie. Hulle was nie in 'n kerk wat hulle geleer het van die Heilige Gees nie, hulle was nie in 'n kerk wat hulle geleer het van Pinkster nie, hulle was nie in 'n kerk wat hulle gelees het van die Heilige Gees vuur nie. Weet jy hoe gelukkig en hoe bevoorreg is ek en jy om daarvan te kan leer en daarvan te kan wees? Is jy nog dankbaar daarvoor? Maar weet jy wat, die probleem is dat ons dit dalk soms so gewoond geraak het, dat ons te bang is om dit te gebruik. Ons is te bang om te praat, want wat sal mense doen, en ek is te bang om 'n profetiese woord te gee, want wat sal mense sê, en ek is te bang om in 'n taal te praat, want jy weet, daar is nou al so baie gesê hieroor, en wat as ek mense ontstel? Maar in hierdie kerkie was hulle so bevoorreg, hulle het nog nooit hiervan gehoor nie, so hierdie pastoor, toe hy hierdie diens oor dit praat, en oor dit preek, en dit bedien, kom die Heilige Gees, want ek wil vir jou sê, God is getrou, en hulle roep uit na God. En in hulle uitroep, roep hulle, Here, ons het meer van die vuur, ons het meer van hierdie krag, ons het meer van hierdie dinamiet in ons lewe nodig. En daai dag werk die Heilige Gees so in daai kerkie, dat almal begin bid, en almal word gedoop met die Heilige Gees, en is 'n wonderlike geur en 'n wonderlike atmosfeer. En terwyl hulle nog so kerk hou, stop die brandweer buite, en die boere met hulle waterkarretjies, hulle begin die kerk nat maak, maar hoe meer hulle die kerk nat maak, hoe meer brand daai vuurtong op die dak, en hulle storm in die kerk en sê, kom uit, die kerk is aan die brand. Toe is dit nie 'n verterende, mensemoordenaar vuur nie, maar die verterende krag van die Heilige Gees wat manifesteer in daardie kerk. Elke keer as ons in daai kerkie instap, sê ek, Here, gee dit ook vir ons. Kan ek sien, is daar nog man en vrou hier met 'n honger vir meer van die Here in hulle lewens? Daai vuur. Jy sien, verbeel jou jy's in 'n huis, op 'n ijskoue wintersdag, ons het nou 'n koue mos hier. Ek weet nie wie van julle in julle huis het 'n kaggel nie. Ek het 'n kaggel in my huis. In die Laagveld. Ek het gedog toe ek hier aankom, kom ek van die Vrystaat af. Julle weet, ons kom hier. My vrou vra vir die visievoorsitter, daai tyd was dit Peer van Greenen. Om Peer sê vir my, hoe verskil die winter en koue hier so nie, tussen die winter en die somer? En vir iemand wat van die Vrystaat afkom, is dit 'n baie belangrike vraag. Dis van julle wat dit nie verstaan nie, want julle was nog nie een winter in die Vrystaat nie. Here, ek vra dat jy almal sal seën met 'n winter in die Vrystaat. Vakansie in die winter in die Vrystaat. Langs Aldam of ergens. Dat jy sal weet waarvan ek praat. En die antwoord van die visievoorsitter was vir my so insiggewend, hy het so vaar gekyk, en ek kon sien, hy het nie geweet hoe om hierdie vraag te antwoord nie, want in die Laagveld het hy nog nie baie aan hierdie vraag gedink nie. En raai wat antwoord hy? Hy antwoord, hy sê, wel in die winter sit ons die waaiers af.
En dit was ons belewenis ook tot ons so bietjie aangepas het by die klimaatomstandighede, en as jy so 'n klein windjie waai, begin ons ook al koud kry. Maar verbeel jy's in 'n huis op 'n yskoue wintersnag. Die wind huil om die hoeke. Die vensters rammel so. En binne sit 'n gesin. Jou gesin. En bewe en bibber van die koue. Daar's 'n pragtige kaggel, maar hy's nie aan nie. Daar's 'n pragtige kaggel, maar hierdie kaggel is vol koue. Hierdie kaggel is vol grys as. Die hout is daar. Die plek is daar. Die kaggel is daar. Die potensiaal is daar. Die moontlikheid is daar, maar daar is geen vuur nie. En weet jy wat? Ek moet vandag hartseer sê, wanneer ek na kerke kyk, en wanneer ek na baie Pinksterkerke kyk, ek wil nie veroordelend wees vandag, maar hoor my hart. Is dit die scenario, is dit die situasie waarmee ons sit? Baie huise vandag lyk presies so. Hulle die struktuur van 'n gesin, maar die hitte is weg. Hulle die potensiaal, maar die vuur is afwesig. Maar, kan iemand sê amen? Maar, dan stap die pa by die vertrek in. Hy bring nie net 'n kombers nie. Hy bring 'n boksie vuurhoutjies. Hy trek dit en die hout begin vlam vat. En skielik verander die hele kamer. Die donker skaduwees hardloop weg. Die koue verdwyn en kruip onder die deur uit na die buitewêreld toe. En die gesin se atmosfeer verander en die litte begin ontdooi en dan begin glimlagte op daai stywe gesigte te kom. Die tone begin ontvries en ons kan saam dans en gelukkig wees in die hitte van die knetterende vuur waar ons sit. Wat kies julle? 'n Huis met 'n pa met vuurhoutjies of 'n huis daarsonder? Ek wil vandag vir jou sê, in Handelinge 2 kom ons Vader met die vuur van die Heilige Gees en hy kom steek die vrymoedigheid van die kerk aan die brand, die vrymoedigheid van sy kinders aan die brand, die vrymoedigheid van sy disippels aan die brand. Ek wil vandag vir jou sê, 'n pa aan die brand in sy huis is 'n baken van hoop. 'n Pa wat brandend in sy huis, hy laat die Here oor sy familie waak. In Handelinge 2 vers 41 sien ons wat gebeur as God se vuur 'n man tref, 'n man met die naam Petrus. Maar voor dit het ons dieselfde voorbeeld van dieselfde man Petrus, wat by die vuurtjie sit aan die buitekant. Hy sit by die vuur, om warm te word. Maar die vuur is nog nie in sy hart. Ek wil vir jou sê, kind van die Here, baie keer sit ons by die vuur, maar ons laat nooit toe dat die vuur ons ook aansteek, binne in ons hart. Hierdie selfde Petrus, toe die vuur binne in sy hart kom, hoor mooi wat sê dit, die wat sy woorde aangeneem het, Handelinge 2 vers 41, is gedoop, en op daardie dag is daar omtrent 3000 siele bygevoeg. Julle het dit nie gehoor nie. Wat het gebeur? Die vuur van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees het in sy lewe gekom. Die woordjie, die grondteks vir vuur is spir. Wat beteken dit, Marlie? To purify, purify, om skoon te maak, toe die verterende vuur kom pir en kom brand en kom verteer, dit wat nie van die Here af is nie, is hy so brandend vir die Here, dat toe hy begin bedien, sy woorde so met sout besprinkel is, dat
1000 siele bygevoeg word. Ek gaan met die kant probeer. Here, ek vra dat U die vuur so 'n bietjie hierdie kant toe sal skuif. Hoor mooi kerk, jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse om vanoggend jou hart oop te maak en te sê, Here, ek het U verterende vuur in my lewe om te kom verteer dit wat nie van U af is nie. Want Here, ek wil hê my lewe, my hart, my alles moet so brandend vir U wees, dat wanneer ek praat, mense die Here in my lewe sal raak sien, sodat 3000 siele tot bekering kan kom. Jy sê, jy glo nie meer dit kan met jou gebeur nie. Ek wil jou sê, as jy dit toelaat, volgens hierdie kerk dit toelaat, wil ek vir jou sê, ons sal volgende Sondag te min blou stoele in hierdie kerk hê. Here, ek kom bid vandag dat U harte sal kom oopmaak om dit nie net te hoor nie, maar dit te glo. Glo vir 'n slag wat U kan doen. Ek wil vanoggend vir jou kom verklaar, luidkeels kom verklaar, kerk. My God spesialiseer in die dinge wat jy dink onmoontlik is. Wie van julle sit hier met 'n onmoontlike situasie? Kry vir jou 'n antwoord. Kry vir jou 'n wonderwerk. Wanneer 'n pa in die brand steek, sien die hele wêreld dit. En vandag gaan ons kyk na 3 maniere hoe hierdie vuur alles kan verander in ons lewens. Eerstens wil ek praat oor die vonk in die binnekamer. Die vonk in die binnekamer. Voordat Petrus 3000 mense kon lei, moes hy eers deur 1 gevul word. Hoofletter E, 1. Dink aan 'n man met die naam Dawid. Nou nie Dawid in die Bybel nie. Iemand met die naam Koos. Hy werk hard. Hy bring kos huis toe. Hy betaal die rekeninge. Is dit goed as wat paas doen? Maar in sy binneste voel hy leeg. Hy is godsdienstig. Hy gaan kerk toe. Maar hy is nie aan die brand nie. Maar een oggend staan hy op, in plaas om na sy foon te gryp hy na God se troon. Jy sien, dis die probleem, ons gryp so maklik na ons foon en ons vergeet van God se troon. Maar wanneer jy weer gryp na God se troon en by die Here kom sit en sê, Here, ek kom gryp na U troon vanoggend. Here, ek wil nie net van U weet nie, ek wil U ken. Ek wil nie net, Here, by die kerk godsdienstig wees nie. Ek wil met die vuur van die Here aangesteek word. Ek wil hê dan moet 'n vonk in my lewe wees. Ek wil gelukkig wees met dit wat ek doen. Ek wil weer dit wat ek doen met vreugde in my hart. Ek sien dat die vyand die vonk kom steel het. Ek wil vandag vir elke vader hier sê, wanneer jy na die troon van God gryp en begin kniel en bid, sal die vyand vir jou huis begin sidder. As jy die Here se aangesig soek, sal jy dit vind. En jy sal vind, hy, die Here se krag en guns is vir jou, op jou en in jou. Besef jy wat sal die resultaat in die liggaam van Christus wees, wanneer manne na die troon van God gryp? Jy sien, die kerk is nie net 'n plek van gewoonte nie. Die kerk moet 'n plek wees van passie. Passion. En as 'n mans in die binnekamer brand, word die kerk 'n publieke plek waar mense wil wees om genesing te vind. Ek wil vir julle sê, ons het nie perfekte mans nodig nie. Ons het mans nodig wat brand vir Jesus. Reg oor Suid-Afrika sit daar vandag dubbel soveel vrouens in kerke as mans. Ook in ons gemeente. En dit laat mens met 'n vraag.
En wil ek graag vir die manne kom vra vandag. Gaan soek die vonk in die binnekamer. Punt nommer 2, wil ek met jou praat oor die hitte in die huis. Sê dit saam met my, die hitte in die huis. Wanneer 'n pa in die brand is vir Jesus, verander die temperatuur van sy huis. Ek wil vir jou sê, ek kan die temperatuur van my huis bepaal. Pa, ma, jy ook ja, kan wanneer jy by die huis aankom, die temperatuur van die huis bepaal. As ek by my huis instap, julle glo my nie, julle kyk my almal aan. Wat is hy liedjie lang bek, dik gesig, of dik bek, lang gesig, wat? Dik bek, lang gesig. Volgende Sondag gaan ek preek oor dik bek, lang gesig, Christene. Onthou my. Wanneer ek by die huis aankom, wanneer ek by ons huis instap, en ek stap daar en ek sê, waar is julle? Wat maak julle? Hoekom is niemand by die huis nie? Wat gaan aan? Watter atmosfeer is dit? Mislik. Buffel. Stoomroller. Hooligan. Mag mense dit sê in die kerk? Ek weet nie eens nie. Stop maar daar. Die vrou is weer bang ek sê koketiel. Dink daaraan. Maar wanneer ek by die huis instap, en ek sê, waar is my familie? Hoe gaan dit met julle? Hoe was julle dag? Watter atmosfeer is daar dan? 'n Brandende atmosfeer. Ek kan die temperatuur van ons huis verander, met die manier hoe ek net daar instap. Pa, as ek wil vir jou sê, moenie in jou huis instap soos 'n buffel nie, soos 'n stoomroller nie. Stap daar in soos 'n vader, wat sy familie bymekaar wil maak en sê, ek het jou lief, ek het jou gemis, dit is staf daar buite, maar ek is nou hier. Ek weet, jy het ook taf daar buite, but don't worry, I'm here, it's gonna be fine. Dink daaraan, die kinders baklei en die atmosfeer is gespanne. En dit is hoe dit in party koue huise gaan. En die pa kan skree, stap uit! En dan baklei almal in huis. Almal is geïrriteerd. Pa sê, ek kan nie meer nie, ek gooi eerder vir my branna. Eerder wie jy? Ek wil nou daai woord koketiel gebruik, maar ek sal nie. Maar 'n warm pa, hy stap daai kamer binne waar die kinders skree en sê, hey, kom hier, hou my vas. My drukkie. Kyk vir my oor. Wat doen jy? Wat doen jy? Waarmee help ek? Hoe kan ek jou toevoeg? Hy wys die pad. Hy sê, kom ons stop. Kom ons praat met Jesus. Hy sê nie net hoe dit gedoen moet word, hy wys hoe dit gedoen word. Hy sê nie net gaan kerk toe nie, hy wys kom ons gaan kerk toe. Laat my dink aan die staaltjie van die seentjie wat sy ma vir hom gesê het, hy moet nou sit. Maar dit ek dink in die week het ons daaroor gepraat. En die seentjie sê, ek wil nie, sy sê, sit en eet jou kos. Maar ek wil nie nou sit, hy sê, sit, en hy is geïrriteerd, en hy besluit, jy weet, sy ma gaan nou net die hele tyd, en hy gaan sit, en hy kyk sy ma, en sy sê, ma, ek wil jy moet weet, ek sit, maar hier binne staan ek. Weet jy wat is die resultaat? Wanneer die vuur in die hart aangesteek is, jy weet dan wil ouens nie baklei nie. Hoekom nie? Want daar is autoriteit in die die verterende vuur van Christus in ons harte. Daar is autoriteit. So die resultaat is die liggaam van Christus word sterker, omdat die huis gesonder is. Ons sal nie ons kinders aan die wêreld verloor, as hulle vuur in hulle pa sien en dit ook nastreef nie. Ek wil dalk vir julle sê, baie jong seuns is vandag nie in die kerk nie, omrede die voorbeeld wat die pa vir hulle gestel het, nie 'n voorbeeld van die van die verterende vuur van God was nie, maar 'n voorbeeld van hoe 'n man doen wanneer dinge verkeerd gaan, as jy gaan drink, of jy gaan doen iets anders, of jy loop daar, of jy gaan braai, of weet nie wat jy, dis die voorbeeld, dis hoekom jou kind verlore gaan, en is jou skuld.
Want is jou voorbeeld wat hy navolg. En jy het nog tyd om dit reg te maak. As die pa sy lig helder skyn, sal die kinders die pad na Jesus toe vind. As 'n pa se geloof eg en opreg is, sal sy huis in God se vrede rus. Pa, manne, ek wil jou vra, hoe lyk die vuur? Hoe lyk die vuur in jou huis? Punt nommer 3. Die vlam wat die kerk vul, Handelinge 2 vers 41. Ek kyk weer na Petrus in Handelinge 2. Hy was 'n man wat foute gemaak het. Ons het nou daaroor gepraat. Hy het Jesus verloor. Maar toe die vuur hom tref, moet ek dit stel, toe die vuur hom tref, toe word hy 'n kragbron vir God. Toe die vuur hom tref, toe kan niks omkeer nie, toe kan niks omstop nie, toe is die skaamte, die leuen is ontbloot. Omdat een man 'n pa-figuur in die vroeë kerk was en opgestaan het en met die vuur in sy hart gepraat het, met die kragbron uit sy binneste uit kom kommunikeer en kom praat het 3000 mense deel geword van God se familie in een dag. Ek wil vir jou sê, as elke man hier so net uitgaan met die krag en die vuur en die kragbron binne in sy hart en net volgende week 10 mense bring, wil ek vir jou sê, sal hierdie herlewing in hierdie dorp groter wees as nog ooit van tevore. Dink aan die resultaat wat dit sal hê in die kerk. 3000 nuwe stories. Jesus, ons gaan lekker kuier. 3000 nuwe helpers. Goeie genigtig, Here, please bring it. 3000 lewens verander omdat een man aan die brand was. 3000 huise wat verander en sy kinders bedien word met die brandende kragbron van die vuur van God. 3000 huwelike wat gered word en Petrus as ooit van tevore. 3000 en so sal dit aanhou en vermeerder op grond van die kragbron van God. Ek wil jou dit kom noem vandag, kerk. Die kragbron van God is 'n onuitblusbare verterende vuur. Weet jy hoeveel vuur kan een vuurtjie aansteek? Thank you for watching. As we come to the end of this powerful message, we invite you to be part of something greater. At Barberton Full Gospel Church, our mission goes beyond these walls. Through our benevolence ministry, we bring hope to those in need, care for the elderly, and through the Barberton Recovery Center, BRC, we walk with individuals on a journey of restoration, healing, and new beginnings. We also invest in the next generation through Kids in Christ. But we cannot do it alone. Your partnership can make a real difference. Whether through giving, volunteering, or prayer, you become a vital part of changing lives and building a stronger community. Join us, stand with us, be the hands and feet of hope. Barberton Full Gospel Church, together we make an impact that lasts.